Maar ek dink die eerste ding is rekordhouding. Presiese rekordhouding, aantekening van data, en dan natuurlik die koei self. Sy verdien het, ons verdien het nie. Sy bring haar kant, en ons weet nie, ons kan nie presies sê, wanneer gaan ek dit doen nie, ek werk nie daarvoor nie, dit kom vanself, die koei bring haar kant. Ons stelsel werk so, ons begin te kalwe in die eerste week van Julie op oesreste, en dan kalwe hulle amper klaar op oesreste. Van September af begin ons hooi te voer, Oulandsgras hooi wat ons maak deur die jaar, en dan Oktober kom die bulle by. Want ek sê altyd, sodra daar verandering in die seisoen is, die begin vraag, begin op wat te kom. En dit het ek ook al waargeneem dat 'n bul wil nie in 32 grade, 33 grade werk nie. Dan staan nou in 'n koelteboom vir die koeie en wag. En hier by ons is nie koeltebome vir hom onder te wag nie. So, Januarie dekkings by ons is al aan die afgang. En ek kom by die stelsel al vir 25 jaar, wat ek 1 Oktober die bulle insit en 1 Januarie, 2 Januarie haal ek die bulle uit. En dit is ons stelsel wat die dekseisoen aanbetref. Maart maand, soos nou hierdie tyd, speen ons kadders en poging om te selekteer die kadders wat in die eerste 6 weke aankom en dit vir my eie gebruik terug te hou, wat maak op indekse en visueel, en die res word dan verkoop aan die voerkraal. Deur die somer is ons op veldweiding en met 'n P6 lek van April maand af gaan ons oor na oorgangslek en dan in die winter 'n produksielek op die oesreste. Haar oupa was my eerste beefmaster bil wat ek gekoop het, OKT, bil van Jan Skoma, en haar ma se koei wat ek geteel het uit hom uit. En haar pa is een van my eie geteelde bulle, en haar ma is net uitstekende koei gewees. Sy is maar net 'n koei. Sy is 'n goeie koei wat elke dag jare werk gedoen het. En dis nie 'n spesiale koei met spesiale aandag nie. As sy nie produseer nie, is sy uit. En het sy die wonderlike ding gehad, ek het vir jare het ons 3 tweelinge aan te kry, en waarvan 2 nou groot gemaak is, 2 tweelinge, en het sy haar tweeling groot gemaak, en sy speen moore, plus minus 520 kg, teenoor haar 630 kg speen sy. Dit is 'n ongelooflike speenmassa wat sy gaan speen. En sonder dat ons spesiaal daarvoor geselekteer het. Weet jy, ek dink eerste ding, rekordhouding, en natuurlik 'n wil om te kan boer, en 'n wil om ding reg te doen. Ek het al baie vir ons in ons studiegroep en in ons boerevereniging gesê, die ras is nie so groot saak as die jockey nie. Die jockey ry die wenperd. En daarom is daar groot geleenthede, dink ek, vir jong boere wat met beeste wil boer en wat met 'n stoetry wil aangaan. Die geleenthede is daar en 'n mens moet net dit gebruik wat daar is en elke dag op jou knieë wees om te vra vir genade om die job te kan doen.